Bietjie anders as meeste van die mense sinne. Ek het groot geword in 'n gebroke huis waar ek blootgestel was konstant aan dwelms, prostitusie, drank, alles was voor my gewees op 'n baie jong ouderdom. Ek stel julle voor aan 'n volgende mannetjie. Die man het nooit 'n huis gehad waarvan ek weet nie. Man was op die strate. Maar gaan dat hy vir julle net so 'n bietjie vertel, ons is amper klaar. Goeiemôre julle, kan almal my hoor? My naam is Stanley, ek kom van Johannesburg af. So, my storie is bietjie anders as meeste van die mense sinne. Ek het groot geword in 'n gebroke huis waar ek blootgestel was konstant aan dwelms, prostitusie, drank, alles was voor my gewees op 'n baie jong ouderdom. Voordat ek in die skool was, soos die graad eentjies aan daai kant, het ek al met dwelms rondgeloop en dwelms verkoop vir my ouers. So nog voordat ek kon ABC of 1, 2, 3 sê, het ek al geweet wat dit is om dwelms te verkoop, dwelms te smokkel. En ek het geweet wat dit doen aan mense, maar ek het nog nooit besef wat dit werklik in jou lewe kan doen nie. Ek het gedoen. So ja, dit was vir my die inding gewees. Ek sê altyd, voordat ek ABC kon sê, het ek geweet hoe om dwelms te verkoop. Dis die tipe opbrengs wat ek uitkom. So ek het groot geword in 'n gebroke huis waar my ma altyd ouens boyfriends gehad het. Sal maar sê boyfriends. Maar ja, sy was in 'n baie spesifieke job description gewees. So sy het onder die mans wat dwelms verkoop en dwelms maak geboer. So ja, ek was blootgestel aan alles wat bende betrokke is op 'n baie jong ouderdom. Voordat ek graad 1 was, het ek geweet om kokaine te verkoop aan mense. So ja, ek was basies 'n klein rannertjie gewees voordat ek skool toe gegaan het. En ja, ek het uit 'n baie donker leefstyl uitgekom. Ek is verkragt deur 'n vrou toe ek 9 jaar oud. Ek was verkragt aan 'n man toe ek 12 was, verkragt toe ek 16 was. En ja, ek was uit 'n baie donker plek uitgekom. En ek wil nie te veel huiwer aan die slegte goed nie, want dit het my gemaak wie ek is vandag. Weet jy, ek sal nie een oomblik verskillend vat nie. Ek sal nie een tree verander nie. Want net daai een tree verandering sal gemaak het dat ek dalk vandag 'n valse Christen is. Sou dalk gemaak het dat ek mense seermaak in Christendom. En ek is bly om die pad te geloop het wat ek geloop het, want ek het al deur daai pad het ek al soveel mense langs die pad ontmoet en help op my eie manier. Met die wete dat Jesus langs my loop. En ek het nou 6 maande voordat ek hiernatoe gekom het ek skoon gekom. En ek het vir hom Rooies ontmoet en ek het hier kom werk. Ek het oorspronklik eers hier kom werk as 'n maintenance man. En ja, so onlangs, kom sê so 5 maande terug, het oom Rooies my uit dit uitgehaal en my in leierskapposisies begin sit. En ek staan hier met die voorreg om vandag te leer hoe om 'n adjunkhoof te wees van School of Fire. So ek is nou in die posisie waar ek naweke het ek die voorreg om die skool te beheer en te regeer, te kyk hoe ek vaar daarin. So die Here het my al gebruik in soveel maniere. Ek het al my testimonie uitgedeel vir soveel mense. Ek het al 2 op YouTube en ek weet ek bereik mense met my storie. En die Here het my kom red op reg. Toe ek eers hier kom, ek is nou al 'n jaar hier, so 'n jaar en 'n maand. Maar my eerste, kom ons sê, 7 maande van School of Fire het ek maar net gefreeload. Ek het geloof, ek het gevat as ag maar net nog 'n plek om te bly en jy weet, my lewe te weg te gooi. En ek het onlangs op 'n uitreik gegaan so rukkie terug Pretoria toe. Nie nou met die march nie, maar voor dit. En ek het baie hard geval hier in die kerk van ons en ek het die Here gepleit en ek het gevra, en daar dinge in my lewe gebeur en ek het die Here gevra werklik, hoekom gebeur dit vir my? Dit is nou die tweede keer in my lewe wat dit gaan gebeur met my en ek waardeer dit nie, ek aanvaar dit nie. Ek het met die Here geworstel en ek het hom gevra, hoekom is dit so? Maar die eerste keer wat so ietsie met my lewe gebeur het, was toe ek 10 was, toe my oupa oorlede is. Die enigste manfiguur in my hele lewe, my beste vriend, my oom, my pa, my alles.
En die Here het hom weggevat op die ouderdom van 10. Toe verwyd ek die Here, toe sê ek haat die Here. En op baie ouderdom was ek al klaar groot in Christendom, ek was groot in die kerk gewees, ek was 'n usher, 'n vlagdanser, ek het gebid in tale, ek het vir pastore geprofeteer, gastepastore, ek het mense laat huil met gebed. En die Here het alles vir my op 'n skinkbord gegee op die ouderdom van 9. En net omdat ek die Here verwyd het, toe die Here gesê, "Wel, jy het dit op 'n goue platter gehad, nou gaan jy maar 'n pad moet stap." En ek het die pad maar gestap en ek is nou 28. So ek het niks om te wys vir my lewe van 28 jaar se lewe nie. Maar ek het iets groter as dit om te wys. Sy naam is Jesus. Ek het nou vir die afgelope jaar en 9 maande van my lewe het ek nog nie een van my eie planne gemaak nie. Die Here het vir my voorsien, klere, dak oor my kop, kos in my maag, finansies om koeldrank te kan koop. Finansies om saam met my vriende te kan kuier. Ek meen, ek het nou 'n familie ontvang wat, daar's niemand daar buite wat met ons gaan kom mors nie. Ons mag beklei soos kat en hond onder mekaar, maar niemand van buite af gaan kom mors met ons nie. Ons is een groot mal familie en ons is lief vir mekaar in ons eie manier. En die Here het vir my regtig baie gegee vandat ek tot erkenning gekom het en gesê het, weet jy wat Here, hier is my lewe. Vat my en maak met my wat U wil. En die dag wat ek ernstig geraak het met God, is die dag wat ek gesien het, ek soek die Here in 'n hele verkeerde manier. Want ons as addicts is gewoond daaraan om aan die Here te roep, net wanneer ons in nood is, net voordat ons in die polisievan ingelaai word, net voordat ons gevang word in die mense se huis besig om te steel. Net voordat ons gaan gevang word met dwelms. Net voordat die Nigerian ons wil slaan omdat ons sy dwelms gesteel het. Ons is altyd geneig om die Here te roep aan dit, maar ons vergeet van hom as die tye goed gaan. Ons vergeet heeltemal van hom. Dan soek ons net die hele tyd die Here se hand in plaas van sy hart. En toe ek op daai Pretoria uitreik was, het ek die Here gevra om my te gebruik in 'n manier soos nog nooit tevore nie. En daar het 'n stuk gekom waar ek gesê het, Here, laat ons geseën word. Ons as studente op die uitreik. Ons het by 'n plek gekom, daar was sweets en chips en alles op die tafel vir ons, en ek het geskien, Jessie, dankie Here, dis nice. Koeldranke, sweets, toffies, die works. Ons was bederf geweest. Toe sê ek vir die Here, dankie vir dit. En die Here het vir my duidelik gesê, ek is nog nie klaar nie. Dis nie meer okay, hoekom? Ons is nou mos klaar geseën. En ons het gesit en so rukkie het verbygegaan en die mense wie ons gaan sien het verbygeloop en 'n wit koevertjie vir ons almal neergesit. Ons was 15 mense gewees. Ek dink 15 of 17 mense gewees. Elkeen het 'n koevertjie gekry met R1000 in, kontant. Waar die Here vir my gesê het, soek my hand, jy sal ontvang, maar nie in oorvloed nie. Soek my hart, en ek sal vir jou gee in oorvloed om te deel met die medemense wat jy mee leef. En dit is waar ek besef het dat, weet jy wat, die ernstigheid met my moet verander. Na daai uitreik het ek teruggekom met 'n nuwe houding. Ek het regtig ernstig begin optree in God. En as ek moet terugkyk waar ek vandaan kom, tot waar ek nou is 'n groot verskil. 2 jaar terug sal ek jou nie eens in jou oë kon kyk as jy Jesus se naam genoem het nie. Vandag staan ek hier en ek kan nie enigiets anders te praat nie. Sy naam is groot en hy is regtig die Almagtig. Daar is niemand groter as hy nie, daar sal nooit wees nie. As jy hom aangeneem het, sal jy genees wees. Jy sal opreg verander word. Daar is niemand soos hy nie. Daar is niks so groot soos hy nie. Ek staan hier voor julle diep gewortel in Christus. En ek weet ek gaan nog verder groei in hom. En ek weet ek gaan nog, as ek hier uitgaan, gaan ek 'n fondasie sterk genoeg hê om die aarde oor te vat. Ek gaan die wêreld verander in God se naam, nie in my eie naam nie.
School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Dis nie eens 4-5 sekondes nie, daar kom 'n man uit die donker uit en soos wat hy uit die donker uit kom, wil hy my vra vir 'n sigaret en ek sê toe vir hom, kom saam my garage toe, ek koop vir jou enigiets wat jy wil hê. Want ek dog toe nou hy gaan my roof. Terwyl ek en hy loop, trek hy daai selfe mes wat ek in my gedagtes gesien het uit, in gedagte en speel met hom terwyl ons na die garage loop dat ek vir hom iets koop. So wys die Here vir my dat hy vir my gesteek het. Ek was by 'n kar en ek staan, hulle trek die geweer. Hy sien wie in die kar sit, hy groet my eers. Hy sê hallo, hy hardloop agter die kar, hy roof agter my. Nie omdat ek gevaarlik of iets was nie, maar God het saam met my gewandel. En ek wil vir julle sê, as God saam met julle wandel, hy beskerm julle, julle kan op skerpioene trap en daar sal niks gebeur nie. Julle gaan vlieg en julle gaan nie moeg raak nie. Ek waarborg dit vir julle, ek het dit gevoel en ek sê dit vir julle, ek worry nie wat mense somme van my dink wanneer ek voor julle hier staan en praat nie. Ek wil 'n waarheid by julle los wat daar is. Daar is 'n God en daar is 'n Gees. En wanneer julle vir ietsie, hulle sê as jy 'n bullseye wil skiet, dan moet jy mooi mik. Mik vir alles, mik vir die Here, mik vir Jesus, dat sy Gees julle kom vul, dat julle in waarheid kan wandel. Baie dankie. Ek sê vir julle baie dankie, Mr. Al julle onderwysers. Ek wil vandag vir julle baie dankie sê en ek los julle met die volgende storie. Wie van julle ken vir Petrus in die Bybel? Een van Jesus se disippels, asseblief steek vir my julle hand op en sê julle ken wie's Petrus. Ek vra asseblief bitter baie mooi, anders gaan ek al julle pastore moet gaan sien, want dan word julle die verkeerde dinge geleer. Nou Petrus was 'n disipel van Jesus Christus gewees. En hy was 'n malkoppie gewees partykeer om te sê, Here, ek is bereid om jou te volg, maak nie saak wat dit my kos nie. Ek is bereid om agter jou aan te loop, ek is bereid om my lewe vir jou neer te lê, en ek is bereid om te doen alles wat u vir my sê. En die oomblik toe Jesus Christus nie meer daar is nie, en hy staan uit sy graf uit op, en hy soek vir Petrus. Waar kry hy vir Petrus? Klaar weer besig om vis te vang. Na 3 jaar, wat hy saam met die Messias geloop het, hierdie Jesus, na 3 jaar, wat Jesus hom alles geleer het, wat hy nodig gehad het om te ken, na 3 jaar, wat hulle gesien het, hoe word dooies opgewerk, siekes gesond, blindes sien, mense word gevoed, met 2 visse en 5 brode, na 3 jaar, die oomblik toe dinge moeilik raak, toe draai hy om en hy gaan terug na wie hy was. Dit vat ruggraat, boys, girls. Dit vat dat jou bene moet sterk wees as jy sê, ek kies Jesus. Sy kan nie net vandag sê, ek kies hom, en môre lus jy weer iets anders nie. Meisies, as 'n mannetjie vir jou sê, slaap saam met my, ek is lief vir jou. Hy lieg vir jou, hy is nie lief vir jou nie, hy is lus vir jou. Hoor my wat ek jou sê. As 'n mannetjie vir jou sê, slaap saam met my, ek is lief vir jou. Die man lieg, hy is net lus vir jou, hy wil jou afpiek. Jy is geskape in die beeld van ons Here Jesus Christus. Dit vat ruggraat, dit vat sterk bene, dit vat 'n harde hart om die besluit te kan maak. Daar is sommige groot mense wat nou nog terughardloop na die dinge wat seer maak. Mag die boodskap vandag vir my en vir jou iets beteken. Om te sê, as jy vandag die keuse maak om Jesus Christus te volg, voor getuies, die mos nou jou getuies die.
dat julle saam mekaar sal staan, nie sal spot nie sal boelie nie sal vloek nie wil nommer nie wil sabella nie wil tronk toe gaan nie, maar eerder wil kerk toe gaan. Voordat jy hardloop na die gwaai toe, hardloop na die woord toe. So ek vra ons almal, maak ons oë toe en ons kyk af. Almal maak ons oë toe. Ons kyk af. Hier is van julle wat vandag hier so staan, wat al hoeveel keer moes dood gewees het. Hier's van julle wat hier so staan, dat in die ouer huis gaan dit so sleg. Jy weet nie eers as jy vanaand by die huis gaan kom, gaan daar iets wees om te eet nie. Daai koskaste is leeg. Daar's van julle wat hier so staan, wat weet pa gaan dalk die naweek nie eers weer by die huis wees nie. Maar ek ken 'n naam. Ek ken 'n naam bo elke naam. En ek vra nou hier die volgende vraag. As jy jou lewe wil regkry met die Here, wil ek net hê jy moet kyk af almal se oë toe, steek net vir my jou hand op. Steek net vir my jou hand op. Prys die Here. As jy voel vandag, Here, ek het U nodig. Ek weet nie meer wat om te doen in my familie nie. Ek weet nie meer wat om te sê nie. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie meer moet ek dalk drugs doen nie, Here, want hierdie ding werk nie meer vir my nie. As jy vandag op my woord vat, want ek staan op die woord wat nooit vergaan nie. Steek op jou hand en hou hom daar. En dan bid julle agter my aan. Sê, Here, vandag kies ek U. Ek kies nie meer ander dinge nie. Ek kies nie weer ander mense nie. Ek kies nie my vriende nie. Ek kies vir U. Here, ek is 'n sondaar. Ek het verkeerde dinge gedoen. Maar Jesus het gesterf vir my sonde. Ek erken dat Jesus Christus is die Seun van God. Dat hy gekruisig is. Dat hy gesterf het. Maar ooit opgestaan. En hy sit aan die regterhand van God. Vul my nou met U Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Right. Vir die van julle, geef vir julle 'n lekker hande klap. Gaan help nou vir Oulyn vir my kontraktate kry. Dat ons gou hier, Oulyn, soek treks boetjie. Traktate. Ek gaan vir julle elkeen iets uitdeel. Sien jy? Dit wat jy nou gedoen het, is jy 'n commitment gemaak om te sê vandag kies ek die Here. Okay, het julle by my? Bring die krokodille saam. Vandag kies ek. Relax. As hulle is net so groot. Jy gaan help met daai son. Ek wil hê almal moet kry. Kyk, hoor gou. Jy het vandag die belangrikste besluit in jou lewe gemaak en ek kan nie vir jou beloof dat dit gaan enigstens makliker word nie. Hoi, jy. Raak rustig. Daar kom nie regtig krokodille nie. Die besluit wat jy vandag gemaak het, is die belangrikste besluit wat jy in jou lewe gemaak het. Moet ek hulle vir die krokodille gooi, juffrou? Bring hulle. Die besluit wat jy vandag gemaak het, is los hande. Die belangrikste besluit wat jy in jou lewe al gemaak het. En hoor mooi wat ek vir jou sê, jou outies,
jou chommies, almal staan hierso en hulle gaan weet as jy jou hand opgesteek het en jy die gebed gedoen en jy gat pause en jy kap ietsie of jy rook ietsie, dan wil ek vir jou sê jy het 'n lafhart besluit gemaak. Want as 'n man change, dan change hy. As 'n vrou change, dan change sy. Jy maak die keuse willekeurig om te sê ek kies om anders te wees as die wêreld. Ek lees julle 'n skrif om mee af te sluit. Ek lees vir julle 'n skrif en ons sluit daarmee af en ek wil vir julle baie dankie sê juffrouens. Mr. Goliath is 'n gangster meneer die van julle. As 'n gangster die papa. Hierdie man speel nie jong. Ewen as ek by sy kantoor instap, dan stap ek so in. Net om seker te maak ek is nie in die moeilikheid nie, verstaan? Ek lees vir julle die volgende. Baie belangrik. Hoor wat sê hy? Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. So wat hy sê is, moenie optree soos die mense rondom jou wat nie vir Jesus ken nie. Maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Suster, wat change dit hier binnekant? Daar binne. Om te sê ek het nie meer die goede nodig wat ek gedink het ek het nodig nie. Moenie jouself 'n Christen noem en dieselfde gaan optree as jou chommies wat suip, rook en tik nie. Dan is jy nie. Jy is nie, jy's 'n lafaard. As jy nie vir die man kan staan wat sy lewe vir jou neergelê het nie, bly dan maar eerder weg. Jy het vandag 'n gebed gedoen en Christus wil jou deur hierdie tyd dra. Amen. Moet ek hulle vir die krokodille gooi vir? Bring hulle. Die besluit wat jy vandag gemaak het, is los hande. Die belangrikste besluit wat jy in jou lewe al gemaak het. En hoor mooi wat ek vir jou sê, jou outies, jou chommies, almal staan hierso en hulle gaan weet as jy jou hand opgesteek het, drank, seks, kwais, alles wat boos is, uit hierdie gronde uit bly. En mag die Heilige Gees ten alle tye teenwoordig wees. Leer my hoe om anders te wees, hoe om anders te dink, hoe om te respekteer, hoe om te glo, hoe om te wandel soos U gewandel het. Help my my vyand lief hê. Help my die ander wang draai. Help my U beter leer ken. In die bonatuurlike naam. Die onveranderlike naam. Die magtige naam. Die almagtige naam. Jesus Christus van Nasaret. Amen. Dankie julle.